besig met ons tog van opstanding na hemelvaart. Kan jy nie die effek so afsit asseblief? Dankie. So ons is besig met ons tog en ons staan vanmôre stil by 'n derde keer wat Jesus aan sy disippels verskyn. Ons lees daar in Johannes 21. En ek wil hê as jy die Bybel saam met jy saam blaai na van vers 9 af, lees ons daar in Johannes 21. En toe hulle geland het, sien hulle 'n oofvuur op die grond en vis daar gebrek en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die vis wat julle gevang het. En Simon Petrus het die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot vis, 153 getal. En alhoewel daar so baie was, het dit nie die net gesteer. Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om te vra, wie is u? Omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en so die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn en nadat hy opgestaan het by die dode, toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my vader lief? Meer as hulle lief. En hy antwoord hom, ja Here, ek het. U weet dat ek jy lief het. En hy sê vir hom, maak my lammers vat. En hy vra hom weer 'n tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my vader lief? En hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek jy lief het. En hy sê vir hom, pas my skaap op. En hy vra hom 'n derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom al 3 maal vra. Het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek jy lief het. En Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself begord en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gooi en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui die hoedanige doodheid God se verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. Ons tyd in die Vader, ek dank vir die woord. En Vader, ek bid vir die woord skerp as ek dit aanskaal. Vader, dank jy dat ek nou skyn. Dis 'n burgermeer. Hier ons lewens, hier openbaar in elke van ons. In Jesus naam. Amen. Nou ons mis iets interessants in hierdie plek, want ons fokus altyd op Petrus. En wat ons hier gedeelte gebruik, wat ons hoor vir hierdie gedeelte, is ons fokus heeltyd op Petrus. Petrus wat geval het, want onthou, hy het Jesus verloor, en hy het nog niks vir Jesus gesê daarvan en Jesus het net opgestaan. Jesus het net al 'n verskyn vir hulle gesê, vrede vir julle, en toe die tweede keer weer verskyn, en weer gesê, vrede vir julle, waar hy van Thomas ons sy hande gewys het, onthou julle, ons het laas weer oor gepraat, die wat die vas, so, hier kom hy die derde keer met verskyn aan hulle op die strand, waar van Tiberius, Thomas en Petrus het gegaan, hulle het gaan visvang, want hy weet nie wat te doen, hy weet wat te sê nie. Want hy weet die skuld gevoel in sy hart, van hy het Jesus verloor. Nou Jesus het gesê, Petrus, voor jy aan, Petrus, hy sal jy my verloor. 3 maal. Ons voel skuldig. Ons fokus altyd op Petrus, omdat hy geval het, en hier waar Petrus herstel word, er is iets dieper in hierdie gedeelte, wat ek vanmôre met julle wil deel, en dit is, Jesus maak ontbyt. Jesus maak ontbyt. Daarom is in vers 9 gesê, en toe hulle geland het, sien hulle 'n oofvuur op die grond en vis daar lê en brood. Kom ons tot dit gedaan. Die God van die heelal, hierdie opgestaande Jesus Christus, maak 'n vuur, maak kos vir die mens. Hy het nie gekom en nie met 'n gepreek nie, hy het nie gekom met
Sien, hier verander dit. Hierdie is nie net 'n God van opdrag nie. Dit is 'n God van verhouding. En ons moet dit verstaan. Jesus sien jou moegheid. Kom ons lees dan vers 3. Aan Johannes 1:20. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. En hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het gegaan en dadelik op die skip geklim. En in daardie nag het hulle niks gevang. Jy sien, hulle was heel nag uit op die see gewees weer. Probeer om vis te vang, probeer om hulle ou werke te doen, maar hulle het niks gekry nie. Hulle het moeg terugkom. Jesus kom dan. Jesus sê vir hulle, hulle kom werk nie. Hulle kom maak vir ons die vuur. Kom bring vir ons die vis. Kom kap vir ons hout, dat ons die vuur kan maak. Kom bak vir ons die brood. Jesus sê vir hulle, het hy nie gesê dat Mattheus 11:28 kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sê gesê. Hier kom wys Jesus dit vir ons. Ons nou so baie mense is rebels teen God. Maar ons eintlik is dit nie rebels nie, dit is hulle is moeg. Hulle is net moeg. Jesus sê vanmôre, kom sit, kom rus en kom eet. Wanneer laas het jy by Jesus kom sit en kom eet? Jesus het reeds voorsiening voor jou aangegeven. Jesus het reeds die voorsiening voor jou aangegeven. As 'n potvuur, as 'n vis en brood. En hier is dit wat die meeste mense mis. Die disippels bring die vis. Maar Jesus het reeds vis. En ander woorde, hulle buitdra is nie die bron van die voorsiening. Jesus was. Jesus is die bron van die voorsiening. Ons dink, as ek maar net beter kan doen. Ons dink, as ek maar net meer kan bring. Het julle hierdie gehoor? Ek wil nie kerk toe gaan, want ek het niks om te gee. Kan die kerk toe gaan, want ek het niks om te bring nie. Kan die kerk toe gaan, want ek het niks steen aan te trek. Hy vraag, as ek maar net regtig leef, dan sal God voorsien. As ek maar net hierdie dinge kan doen. Maar hier kom die woord, en openbaar vir ons, God se voorsiening begin nie by jou nie. God se voorsiening begin by hom. God se voorsiening begin nie by jou nie, dit begin by hom. Maar wat sê Romeine 11:36, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot die ewigheid. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Jy bring jou min, jou gebroken, jou vermaakte, en hy sê, ek het reeds voorsiening. Hier kom Jesus, en hy sê, my kind, ek het reeds voorsiening vir jou. Ons jy leef nie uit, wat jy kan produseer. Jy leef nie uit wat jy kan produseer, jy leef uit wat God reeds voorsien. Ek leef daarin, 2 Korintiërs 9:8 sê, en God het die mag om al genade oorvloedig oor te laat wees, sodat jy altyd in alle opsigte vol kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Selfs so krag, selfs so geloof, selfs so herstel, kom van God. Dit kom van God. Ons baie mense is goed. Nie omdat God nie voorsien nie, maar omdat hulle probeer om te leef uit hulle eie bron. Omdat hulle eie bron oopmaak, hulle eie bron voorsien. God het reeds voorsien. So
Hoeveel keer probeer jy jouself regmaak? Hoeveel keer probeer jy jouself sterk hou? Hoeveel keer probeer jy jouself dra? God sê, ek vanmôre vir jou sê, hou op om te probeer. Hou op om te probeer en kom en ontvang. Van die voorsiening is nie iets daar. Miskien is jou sak leeg, miskien is jou liefde leeg, miskien is jou hart leeg, alles moet, ek voel vir jou miskien leeg. Maar jy kom ontvang. Die voorsiening is reeds, gaan God reeds voorsien. Hy val vir jou om te kom ontvang. Ons is nie meer babies nie. As jy 'n babie het, sê vir my, ons het heel verdoek in die bol. Ons is nie meer babies nie. God het nie nodig om te leef om te kom voed nie. Hy wil jy moet opstaan en kom en ontvang wat hy vir jou wil gee. Wat hy jou wil voorsien. Intimiteit kom voorroep. Jesus sê vir ons in vers 12, kom. Jesus sê nie vir Petrus kom werk nie. Petrus, jy het verloor, jy moet jou knap wat ons kan vuur maak nie. Hy raas nie met hom nie, hy trap hom uit nie, hy skel hom nie. Hy sê vir hom, Petrus, hier is die Heilige. God by my is goed in my. God wil jou verhouding bou. Ons maak nie fout, ons wil doen, ons wil dien, ons wil presteer, ons wil reg wees. Maar ons sit by Jesus. Lukas 10 vers 41-42, maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig, en Maria het die goeie deel uitgekies, want van haar nie wegneem sal word. Hier is die gedeelte waar Martha en Maria, waar Jesus in die huis is, en kom eet by hulle, en Martha hardloop soos 'n hoender met 'n afkop rond in die huis, om alles reg te maak, sodat hierdie ete kan plaasvind, dan moet brood gepak word, dan moet goed gaar gemaak word, alles moet perfek wees, want Jesus kom by ons bly. Jesus kom by ons kuier, hy kom by ons eet, hy kom 'n maaltyd gee, alles moet perfek wees. Ons is dit so 100% perfek wees. En hier kom Jesus sit. Maria gaan sit by sy voete. Maria gaan sit by sy voete. En Jesus sê vir Martha, 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 hy is besorg, hy verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig, Maria. Hy goed gekies. Hy kan nie van haar wegneem nie. Ons is hier besig met God. Ek kan goed besig wees met God, maar ons steeds nie naam op wees nie. Jy kan werk vir die kerk. Ek kan al die dinge doen. Ek kan nog steeds by die tafel sit. En as jy by die tafel gaan sit, gaan jy doormaak. Gaan jy seker, gaan jy moeg raak. Jy gaan leeg raak. Jesus kom daar in Johannes 15 vers 4 en hy sê, bly in my, soos ek in julle. Net soos die log geen vrug kan dra van onsself, as dit nie in die wynstok bly nie, so dit ook nie, as jy in my nie bly nie. En ons vrug kom nie die werk. Dit kom weer om te bly. Jou grootste probleem is die sonde nie. Vanmôre vir jou sê, jou grootste probleem, my enkel grootste probleem is nie sonde nie. Dit is afstand. Dit is ver van God. Ons grootste behoefte is nie meer dissipline nie. Want hoeveel keer sê jy vir jouself, ek moet beter, ek moet meer, ek moet hierdie dissipline meer toepas in my lewe. Ons is nie meer dissipline nie. Dit is meer teenwoordigheid. Jy moet meer teenwoordigheid van die Here wees. Jy moet meer teenwoordigheid van die Here sit en hom saam sit en 'n maaltyd geniet. God roep jou nie eerstens om iets te doen. Jesus roep jou om by hom te wees. Dis die eerste wat hy wil hê,
4, God kom herbesoek jou seun. Om te herstel. Jy sien, Petrus was by Pol 4 op die strand wat Jesus van voorberei het, hier in Johannes 21. Maar so 3 hoofstukke terug, lees ons daar in Johannes 18, en ons lees het Mattheus, Markus en Lukas, maar hier in Johannes 18, en die diensknegt, die dienaar, het by 'n oorvuur gestaan, wat hulle gemaak het, want dit was koud, en hulle het nou warm gemaak, en Petrus het by hulle gestaan, en hom warm gemaak. Jy sien, hierdie gedeelte is waar Petrus die eerste keer vir Jesus verloor het. Toe by 'n vuur gestaan het, om homself warm te maak, en te vra hom, is jy nie een van daai mense nie? Hy sê, dis wat begin by 'n vuur. Ons hier is nie toevallig dat Petrus weer opeindig by die vuur waar Jesus staan. Petrus het geval by die vuur en Jesus bring hom terug na die vuur. God genees jou nie deur jou verlede te ignoreer. Hy genees jou deur jou terug te bring na die sy teenwoordigheid. En soos Jesus nie daar gestaan op die strand met die koffie en die brood en die vis, sou die discipels nie daar afgetrek. Hy sou nie dit vergeet dat hy die ou mense geklim en die boot geklim het, en door Jesus te kom aansit in die tafel. Ons dieselfde plek van skaamte, dieselfde plek van mislukking, dieselfde plek van pyn. Word maar 'n plek van genees. Ons baie mense hart op weg van die seer, maar God sê, bring het vir my. Wat jy vir my, bring ongezond, maar wat jy bring, word genees. Dis nie net my wijs. Dis soos Jesus met die goed mee. Ons daar binne ons lewens, wat ons so seker probeer vergeet. Ons wees eerlijk, daar is seker goed wat ons wil wegsteek, en daar is dan seker goed, wat ek en jy nie wil hanteer nie. Maar Jesus sit 'n vriend en sê, ons sit hier saam met my. Bring dit. Ons gaan dit wegmaak. Jesus kom nie met oordeel nie, hy kom nie met veroordeel nie, maar met teenwoordigheid, liefde en herstel. Sê Romeine 8:1, daar is maar geen voordeel in wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie aan die vlees wandel nie, maar aan die gees. Jy hoef nie te bring nie. Hy het voorsien. Jy hoef nie te werk. Hy nooi jou om te kom sit. Jy hoef nie weg daartoe. Jy hoef nie weg daartoe. Want Jesus bring genees. As jy is nie 'n God wat red nie. Dit is 'n God wat jou voed. Dit is 'n God wat jou dra. En dit is 'n God wat jou herstel. En nou sien ons iets ongelooflik. Jesus sê, kom met. En dit is nie net 'n pyn nie. Maar dit is iets dieper. Dit wys van gemeenskap, verhouding en die tafel van die Here. Sê Openbaring 3:20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou. En hy met my. Want Jesus wil net met jou praat. Hy wil saam met jou eet, hy wil saam met jou 'n maaltyd geniet. Hy wil saam met jou geniet. As jy die tafel op die voorkant staan, is nie ons tafel nie, dis nie van jou vergeet tafel, maar is tafel van jou. Die tafel is gedek van hom. Hy vir jou vir 'n oopplek, net stil raak. Ek voel dat jy kan jou moet maak.
Vir een oomblik moet jy net stil vergeet van die persoon, laat ons jou voor jou agter jou. Vir een oomblik, dat jy moet jy oopmaak, en jy moet besef, dat Jesus saam met jou is. Jy hoef nie te presteer. Jy hoef nie te bewys nie. Jy hoef nie te probeer. Hy sê nie, wees by my. Jesus gaan jullie vraag vanmorgen wat ek verkeerd gedoen. Hy gaan vir jou vraag, sal jy by my kom sit? Sal jy by my kom eet? Kom eet vanmorgen. Miskien is jy nie en sê, ek is moeg. Miskien is jy nie en sê, ek is leeg. Miskien is jy nie en vanmorgen sê, ek voel naby, ek voel meer van wees, ek voel naby wees. En ek vraag wat ek aansit vir die voet. Wat ek aansit aan die tafel van die Heer. Jesus kom sê vandag vir jou, kom eet. Hy wil hê jy moet eet van sy tafel. En hand waarom hy vraag is op die brood geneem. Wat het gebeur toe Jesus, ons het lees wat het gebeur toe Jesus gestap het saam met Kleopas en Maria na Emmaus. Wanneer het Kleopas het so opgaan, omdat daar is omdat die brood gebreek word. Dan sal dat Jesus die brood breek en oorgeef. Hy het oog en roep, wanneer jy kom, moet nie kom omdat allemaal nou opgestaan om nagmaal te kom hou nie. Kom omdat Jesus vir jou gesê, kom eet van die brood en van die tafel, van die voorsiening, van ek reeds voorbereid. As jy lees nie, maak jy sien wat jy doen nie. Jy lees met God, jy lees om gehoorsaam te wees. Ja. Voor wat hy sê, kom eet. Op te staan te gaan eet. Sy sê so gebeur in my mond. En hy sê, dis my bloed. Wat jy gevoel het. Hy sê, sy nie verhoord. Hy sê, nie so besig. As die sy bloed. En daar vergifnis. Vir jou. Wanneer jy van broos krijg. Wanneer Jesus jou bloed opleid op tafel. Vir jou sonde is vergeven. Jou sonde. Jy is skoon gewees. Jy is heilig. Jy is heilig. Jy is sonde. Here, dankie vir die bloed wat gevloei.
mooi net vandag gewees vandag, van ons hierdie ontmoeting, en van ons hierdie leven, Vader, die dienst die verskoning. En ek dank U wel vir Jesus naam. Amen. Dit is welkom. Here, dank U vir die voorsien, Here, finansies, aan liefde. Here, wou ook dit mag wees. Here, wat se aarde dit ook mag wees, Vader, Here. Here, weet ons, Here, U wil ons liefde. Ons sê vir vanmorgen dank U. Dank U, Jesus.
sodat hulle altyd alle opsigte volkome kan hê, oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Here, dit is die gebed van elkeen wat is van. Here, ons sê vir